Hoe sou jy reageer as jy 'n opdrag van God ontvang, maar jy word op jou voornaam aangespreek? In Markus 16 vers 7 lees ons 'n merkwaardige detail wat nie by die ander skrywers voorkom nie. Net hy en Matteus gee vir ons die opdrag wat die 1 of 2 engele vir die vroue gee. Maar Markus voeg iets by. Gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus. Hoekom sonder die engel hom spesifiek uit? Want Petrus dink hy is uit. Hy dink hy het homself gediskwalifiseer. Nie bloot met al die minder toegewyde oomblikke die afgelope 3 jaar in die bediening saam met Jesus nie, maar omdat hy die Vrydagnag vir Jesus 3 maal verloon het. 3 maal, en dit ten spyte van Jesus se pertinente waarskuwing daaroor. Boonop was die verloning nie halfhartig nie, maar met oortuiging, selfs met vloekwoorde. Lees maar self in Markus 14 vers 71. Die man wat so seker was van sy geloof, het onder beskuldiging van sy assosiasie met Jesus van Nasaret heeltemal gebreek. Petrus is nie 'n skynheilige nie. Hy is definitief baie passievol en verseker impulsief en ja, soms onstabiel. Hy was die een wat dit gewaag het om op die water te loop en toe sink hy gou weer. In Matteus 16 bely Petrus dat Jesus die Christus is. Maar wanneer Jesus later bekend maak dat hy gaan om in Jerusalem verhoor te word en te sterf, dan kapittel Petrus hom eenkant. Petrus beloof sy onwrikbare lojaliteit en verklaar dat hy bereid is om saam met Jesus te sterf, en tog hardloop hy ook weg. Hy verdedig Jesus met die swaard, net om hom later daardie selfde aand te verloon. Hy is allesbehalwe konsekwent. En dit is presies hoekom ons hom verstaan. Dit is hoekom jy en ek so goed met Petrus kan identifiseer. Jy sit dalk nou daar en dink, ek sal nooit vir Jesus verloon nie. Maar wag, het jy nie dalk nie? Een van die kragtige momente van die Paasfees lê hierin. Jesus se opdrag na sy opstanding was nie net gaan sê vir die disippels nie. Hy sê, moenie vir Petrus vergeet nie. Die opstanding is persoonlik. Jy word op die naam geroep, aangespreek. Jesus los nie mense agter wat geval het nie. Hy roep hulle juis, asseblief, gaan haal hom ook. Net soos hy self vertel het, hy sal doen in die gelykenis van die verlore skaap in Lukas 15. As jy dink jy het jouself gediskwalifiseer, hoor vandag, jou naam word genoem. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kan U nooit genoeg loof en prys en dank nie vir U verlossingswerk wat U afgehandel het op Golgotha, U opstanding uit die dood, die feit dat die graf leeg is, dat U leef en U regeer. En baie dankie vir hierdie versekering dat U ons elkeen persoonlik ook op die naam ken en roep. Ons prys U daarvoor. Amen.